Goeiemôre gemeente, dit is baie lekker om vanoggend saam met julle te kuier en is 'n wonderlike voorreg om met julle te kan deel wat die Here op ons hart gelê het. Nou soos wat julle weet, is ons besig met die tongreeks en vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die geur van Jesus. Nou 'n profetiese beeld van Jesus is die bruid. En as ons 'n bietjie gaan kyk na Hooglied, dan sien ons hoe die bruid dan ook beskryf word in Hooglied 4 vers 3. Kom ons lees dit saam. Dit sê die volgende: Soos rooi gevlegte lint is jou lippe. Pragtig is jou mond, soos lieflike, geurige grenate is jou wange onder die sluier. So hier kry ons 'n prentjie van hoe die bruid beskryf word, en een van die dinge wat hulle hier uitbeeld die meeste en eerste is haar lippe. Dit sê dat haar lippe is skarlakend, dis rooi en is iets wat pragtig en wat mooi is. En soos ek reeds gesê het, is hierdie een van die eerste kenmerke en die mond is iets wat baie belangrik is. En ons het oor die laaste ruk wat ons nou al begin gesels het oor die mond en oor die tong en die mag van die tong, het ons dit agtergekom. En omdat dit iets is wat mooi is en wat belangrik is vir 'n bruid ook, is dit belangrik dat ons monde dan goed en reg moet gebruik. Nou die rooi, die skarlaken was beskryf gewees of gebruik gewees om die mond te beskryf, wat dan ook praat van Jesus se bloed, wat ons kom skoon was het. En wanneer Jesus se bloed ons kom skoon was, dan sal dit 'n definitiewe effek hê op dit wat ons sê en ook op die manier hoe ons praat en met ander praat, op die dinge wat in ons gedagtes omgaan en wat dan uit ons uitkom. So wanneer Jesus Christus se bloed ons aanraak, dit wat dit aanraak, wie dit aanraak, word mooi, dit word pragtig. En dis moet ons woorde dan ook mooi en pragtig word, iets word wat hom sal eer met alles wat ons doen. Dit moet 'n soet aroma afgee, dit moet lekker smaak afgee daar waar ons kom. En dis hoekom ek vandag graag vir julle Hooglied 4 vers 11 ook wil lees, wat die volgende sê: Jou lippe proe soos heuning, my bruid. As jy praat, is dit so heerlik soos heuning en melk. Jou klere ruik dan ook soos die Libanon. Nou heuning is iets wat soet is. Dis iets wat lekker is en melk is iets wat goed is vir jou. Maar dit praat nie net iets dat ons woorde moet lekker proe vir ander mense nie. Dit sê vir ons 'n bietjie meer. Dit trek ons gedagtes terug na 'n belofte wat God gemaak het aan sy volk. Die belofte van melk en heuning toe hy sy volk uit Egipte uitgevat het. So wanneer God se bloed ons skoon was, gaan daar ook voorsiening vir ons wees, sodat dit wat uit ons lippe en uit ons monde kan kom, soet kan wees, mooi kan wees, 'n goeie aroma kan afgee, wat hom trots sal maak. So kom ons kyk 'n bietjie na ons lippe. Kom ons dink 'n bietjie oor wat ons sê. En kom ons raak bewus daarvan dat as Jesus in ons is, as Christus se bloed ons kom skoon was het, dat daar 'n definitiewe effek dan ook op ons lippe sal moet wees met alles wat ons doen. Kom ons sluit die oë. Here, U is goed vir ons en ons is so lief vir U. Ek bid, Here Jesus, dat U ons sal help, dat die bekering wat ons gekry het, die skoonwassing deur U bloed wat ons ontvang het van U, Here Jesus, die genade wat ons van U ontvang het, dat dit ook dan deur ons lippe sal kom, en dat ons lippe, die bruid se lippe, pragtig en mooi voor U sal wees, en dat ander mense die bruid se lippe sal aanhoor, Here, en dat hulle sal weet dat ons kinders van U is, en dat hulle ook tot inkeer sal kom. Ons dankie daarvoor, Here Jesus. Amen. Nou ek hoop dat julle 'n geseënde dag verder sal hê, en dat julle lippe vandag 'n soete aroma vir die Here sal afgee, deur die woorde wat julle praat en deur alles wat julle sê.